Abida Dixon Mohammed en vandag gesels ek sommer lekker met Auntie Soraya Abrams in haar kombuis. Hallo julle en salam aan die wat nou nog nie weet wat hallo beteken nie. Maar wag, ek sê julle mos elke week ek rit so lekker rond. Weet julle waar kuier ek vandag? Ek kuier in Bottasig. So ja, ek kom so al 'n bietjie nader na wie even na toe, maar moenie worry nie. Vandag kuier ek hier by Auntie Soraya in haar pragtige kombuis. Salaam alaikum Auntie Soraya. Walaikum salam Abida. En hoe van Auntie Soraya? Alhamdulillah. Nee, sommer lekker alhamdulillah. En die dag moet mos sommer lekker loop. Oh ja. Genade, Auntie Soraya. Kyk, hier sien ek nou sommer ek staan in die spieël. Oh my goodness. Maar hulle bly nie verniet in Bottasig nie. Okay, ek geniet vir hulle inshallah. Auntie Soraya, wat kook jy vandag vir my? Okay, today I'll be making a tomato frikadel. Tomato. Frikadel. Ek gooi net tomaties binne in die frikadelle. Ek weet nie van tomato frikadelle. Vertel gou vir my dan. Okay, so we have the mince, Yeah. which obviously we're going to make the frikadels Yes. with. Then Yeah. we have the onions and the tomato. Goed. And the different type of spices Yeah. we're going to use to make almost like a breedy. Nou sien dat ons gou daar op is. Wat se speserye gebruik jy hier? Okay, so that's garlic, chili, salt, jeera, black pepper, garlic pepper, tomato paste and butter. And then of Alright, course en die the dhania. Okay. Nou sien ek hier Auntie het sommer 'n bak ywe. Maar ek is sorry. Vandag gaan ek nie huil hier met 'n klompie ywe nie. Die Auntie moet maar eie vuil weer doen. Auntie Soraya, Ek sal dit doen. Oh, okay. Hoeveel ywe gebruik jy nou vir die frikadel? Wel, ek gaan 2 gebruik Yes. vir die tamatie en 1 vir die Maar ek moet sê, is hom frikadel. lekker groot ywe. Hy is baie goed. Alright, nou as die ywe nou lekker klaar gaan gedoen word, wat kan ek doen? Jy kan vir my die tamatie raspen. Nee, raspa. Ja, maar hy moet eers afgeskil word. Okay, Ja. okay, ek sien hy is al klaar. Oeps, Ja. was hy gekook? Nee, hy was nie gekook. Ek Nou, het hom net gelê in die warm water. In die warm water. So sal Julle. ons bismillah. Bismillah sommer lekker, Auntie. Ek gaan nou 'n bietjie gou hier die kant toe kyk, want en laat ek soontoe staan. Laat ek maar soontoe staan. Alright. Nou, Auntie Soraya, as ons nou praat nou van tamatie frikadel. Wie en hoe oud is hierdie resepie nou? Well, I grew up with my mother making it. Yes. And so I'm sure her mother made it as well. And so it's quite old already. So dis 'n generation dan. Ja. En nou vandag is die jong span, hulle is mos nou meer into die ander tipe kosse. Dink jy dit is dan ook die youngsters wat nou in julle familie is? Hulle daarom okay met hierdie resep? Yeah, it's a very easy recipe. Okay, alright. Like you will see when I do it. So very ek sê ek easy moet to rasper, so laat ek maar gou rasper hierso. Ek moet sê ek hou van die storie van die vel wat afkom in die tamatie, want gewoonweg as ek rasper 'n tamatie, dan rasper ek hom net so met die vel en dan gooi ek agterna die vel weg. Maar nou sien ek daar's 'n groot verskil, want Ja. daai vel nou daar is baie dunner as die vel wat ek weggooi as ek klaar die tamatie gerasper That's het. correct, but then you must soak it in boiling water. Okay. Yeah, so the skin come off easier. Okay. Nee, maar ek praat nog nie van die boil soos daai nie. Ek praat nog net van 'n gewone tamatie. Maar nou moet ek vir julle sê, daai het Auntie Soraya nou alweer vir my 'n tip gegee. Julle weet mos Pro is ook mos 'n leerskool, né? Ja. Ek en Auntie Elsie, ons leer elke week 'n different ding. Nou ja, ons het ons eie maniere van kook, maar wie het gesê ons kan nie leer nie? So natuurlik. En veral is mos lekker om te leer by sulke groot mense. Hulle ken mos hulle stories. Nou, Auntie Soraya, ek sien dan ook, jy sny die eivie lekker bietjie fyn, maar as ek hom nou wil grof sny, sal dit 'n probleem wees. No, I don't think it will be a problem. It's your choice, how you like your onions. Alright. So it will be up to you how you want to cut it. Okay. Maar dan moet ek ook daarom sê, jy lyk dan baie mooi vandag, né? Nogal very in 'n much. nogal 'n rooi en 'n wit. Wanneer was Valentine's? Vertel gou vir my. No, that was February already. We're in March already. It's nothing to do with Valentine's. Auntie, ons is nie in Maartjie.
Ons is in Mei. Dis Ramadan. Ek dink Antie het nou net 'n bietjie ja, sien. Nou maar daai het die Antie nou net 'n bietjie Babida, ongevang daar. Ja, definitely, definitely. En laat ek gou nou vir julle sê, Antie Soraya het lekker vir my genooi en die span om vandag hier te kom boeke. So ja, ek kan vir julle sê, ons het weer 'n fees vandag hierso. En ek gaan ons nou nie 'n proe weer sien, hè? Dan gaan 'n proe wees, maar ons gaan nou nie die hele kan wys die proe nie, want uiteindelik is dit ons nou nog 'n etenstyd nie. sien, dan het ons nou nog nie afgegaan nie. So ja, maar ons gaan vir julle nog steeds wys hoe moeilik Antie Soraya se tafel voor ons gaan eet. Nou, hoe lank vat hierdie dis omtrent nou as Antie Soraya nou klaar is met hom? Sorry? Hoe lank vat hierdie dis nou as hy nou omtrent klaar is met hom? Nee, het wat te lankie, because kyk die frikadelle is al klaar gebak al. Goed. So as jou tamatie klaar is, dan sit jy jou frikadelle in, en dan vat dit baie lankie. So, as ek dit nou mag dan is dit nou amper dan soos 'n tamatie smoortjie? Ja, so tamatie breedie. Ja, okay. Maar sonder die vlees. Maar die frikadelbolle gaan Dis reg, dis reg. Nou verstaan ek hom baie beter. Maar dan is dit nou amper dan iets soos daai wat ek self maak by die huis, maar dan op die ou en gooi ek mos nou die spaghetti ook in, né? Ja, daar sê okay. Baie mense like dit met die verstaan spaghetti. Ek die Antie baie mooi. Antie Soraya, hier is u tamatietjies. Okay, dan kan jy vir my die opsin asseblief. Nou, hoe sny ek nou vir hom? Ek wil nou nie morsie, laat ek nou nie weet wat ek doen nie. So sê gou vir my baie mooi, wat maak ek met hom? Okay, jy kan een uithaal en op die bord sit, dis fyn, en hom opsny. Fyn, ja. Amper soos daai. Ja, asseblief. 'n Mens moet mos nou vra, né? Ja. Want baie mense het mos maar hulle eie manier mos nou van hoe hulle doen. Maar wag, voor ek gaan begin sny, bly julle gou ingeskakel. Ons is nou weer terug. Ek is nou so lekker besig met Antie Soraya se tamaties en die eiwyngoeders en alles gaan nou daarin. Antie Soraya? Ja. Hoe lank vat die pan om warm te word voor 'n mens nog goedjies moet ingooi? Want hy lyk vir my daarom baie lekker stewig, né? Yeah, it is, but I don't know why it's taking so long today. Do you think it's because we're on air? Exactly. Hulle werk mos so, né? Hulle werk al die tyd quite fine. Yeah. Maar wanneer iets dan is, kyk nou wil ek glad die bak vat en sê van die bak. En dan sal ons maar altyd nou like 'n problem met hulle mos nou. Yeah, but I think, okay, in the meantime, maybe we can mix on the frikadelles. Ja, nou wil ek net weet, hierdie saus gaan hy ook daarin? Ja. Alles gaan in, dan kan ek hom net 'n bietjie deurwerk. Ja, sy. So. Dat is dat ek hom gou gedaan en ek kan nie gou hier besig is. Okay, it sounds like the pan is sizzling. Good sign. As ek nou gou mag vra, Antie Soraya. Ja. Hoe oud was u toe u nou begin kos maak? After I got married. My mom never allowed us in the kitchen. Okay. She was in the kitchen and we were 4 daughters. None of us could be in the kitchen. Nou toe u dan na u getrou het, wat is die man se naam? Faik. Boeta Faik, op die lig wil ek nog gou vir u 'n question vra. Nou as Antie Soraya dan nou eers kos begin maak het na Antie Soraya getroud het, hoe het hy eerste bord kos geproe? Geef vir my die antwoord sommer dwars deur die TV, né? Daar sê Antie Soraya, as ek nog gou vir u daai nou antwoord gou daai vir ons kykers daar so. Moet ek het antwoord? Ja, ek het ek moes nog gevra, maar nou Antie moet moet ek het antwoord? Ja. Okay. Ons het langs aan sy ma gebly. Yes. En as hy van die week af gekom het, dan het hy eers gaan eet by sy ma, so laat hy nie so honger is as hy huis toe kom nie. Net dink hy sy lekker nie. Dis wat hy gedoen het. Kijk, en dan het het nou nie vir Antie nou kwaad gemaak as die ouma nou eers daar by die maat nou ingegaan het. Sy ma bly sy ma. Weet jy, ek getroud saam met hom, het maak die saak. Geef vir my 'n high five dan, Antie Soraya. There you go. Daar sê jy. Vrouens,
Hoor net hoe lag aan die Elsie daar in die agtergrond, né? Sy kan nie lag hou nie. Maar nee, ek moet hy vra. Sien alhoewel hy baie keer awkward is, né? Maar hy moet uitkom. Ja, en jy moet die waarheid praat. Yes, okay. En ons het van ek nou gekom het nou en klaar geëet het nou daar by mamma. En dan kom eet moet van ek daar nog by huis of sê hy nee, hy is nie nou honger nie. Nee, ek eet, maar dan sal hy vir my sê dat er min sout in of het proe nie lekker nie. Ja, he was very honest with me. Is it? En ek het nie vir jy ontstel nie. No. Oh, no, that's good. No. Because he said the next time I make it, then I will make it the same. So it's best for him to be honest with me. Nou jong I didn't have a problem Veral with jong vrouens, ek hoop julle luister, of die ouer vrouens, gee maar dan ook die boodskap oor vir die jonger, of as dit miskien nou was, hoor wat sê Auntie Soraya, né? Ek dink sy is reg en ek dink dit is ook dan wat 'n huwelik ook sterker maak as man en vrou mekaar kan goed verstaan. Maar ek moet daarom sê, dis mos 'n lekker storie om te vertel. Baie lekker. En hoe lank is julle nou al getroud? 42 years. Nou kan jy nou sien. 42 years. So dis 'n lang tyd. Auntie Soraya, nou, as betref ek ook daarom iemand wat kan kook in die kombuis. Not really. Maar ek kan daarom ietsie doen. Ja, ek kan soos sy spak en sulke goed. Maar nie kosse maak nie. Ek moet daarom sê, is een baie swaar wat daar uitkom, né? Ek kan dit daarom hoor. Maar dit maak my seker die saak, solang die oom vir homself kan help, wanneer die auntie nie by die huis is, dan is dit nou nie 'n probleem nie. Sien julle nou? Daar sy. Okay, naam my kan de frikadels. Goed. So, hy het nou ingegaan. Russies is hy nou besig. Wat het jy daar ingegooi vir ons? I put in the onions and garlic and the chili. Die chili. Ja. Dis al. En dan die res gaan jy maar net hier en daar ingooi en dan is hy omtrent klaar. Nou, die tomaties is nou al klaar mooi gesny, so. Ja, but that's only when the onions is finished. Wanneer hy nou reg is, laat ek hom mooi afvee, want kyk hoe lekker het ek gemors. There you go. Okay, then you put the garlic in. Okay. Look at you, for me, it's up to your taste. Yeah. You know what I mean? How you like it. So I will put in half a teaspoon of jeera because this is only half a kilo. Yeah. Okay. So I'll put in half a teaspoon. I'll put in, I like garlic pepper. So I'll put in there's garlic and garlic pepper. Yes. Okay. And then this is black pepper, which I won't put in so much because I put the chili in already. My butter. I like to put butter in. Daar gaan ook botter in. Yeah, I like to put the butter in. Wat maak die botter? Dan gooi jy nie like 'n klein bietjie olie in nie, né? Jy gebruik die botter. No, the butter will go. En as ek nog gou mag vra, waar is die brood? Gaan die brood? I forgot to take it out of the fridge. Maar dis mos nou nie gevries nie, so dis nie 'n probleem. No, it's not. And the egg I forgot to take. Can I go get the egg? Gaan haal maar die eier daar, so nou sien julle, ek sê dit altyd. Groot mense wat nou al vir jare koop, wanneer hulle op die proe kom, dan vergeet hulle nog steeds 'n ding om in te gooi. En dit is vir my so lekker. Maar terwyl die auntie gou dan daar die eier en die brood gaan haal om in te gooi, dan bly julle gou ingeskakel. Ons is nou weer terug. Jawel, ek gaan vir julle sê, die vrou se frikadelle ruik so lekker in die agtergrond en ek sê dit elke keer. Een van die dae kry jy nie net television nie, maar dan kry jy smell-o-vision. Auntie se frikadelle is klaar gebak. Ek sê sommer die smoortjie man, maar julle weet waarvan ek praat. Hy is ook sommer klaar daar. Auntie lig daai op dat die mense kan sien wat gaan lekker aan daar. Kyk nou net daar so. Hoe lyk die vir julle? Amazing, né? Amazing. Maar Auntie Soraya, vertel gou vir ons kykers daar. Ek sien nou eet so mooi, like, kom ek sê emblem daar so.
Maar wat beteken daai logo. goud? This is the logo for Masjid Love. Goed, hou gou vas daar. Laat ek gou vir julle sê, voor ons gou verder gaan, ek het die auntie so mooi gevra om saam met my op die stoel te kom sit, dan gesels ons nou lekker. Auntie sê, nee man, sy staan nou baie lekker hier in die kombuis, so ons staan maar sommer hier staan en gesels. Masjid Love, wat en wie is dit, auntie? Well, we are family members, and we launched on the 11th of September last year. Yeah. So far, we are 6 months now in running, and we collected 700,000 rand already. Okay, nou as ek nou mag vra, die 700,000 rand, vir wat was dit nou? Well, the mosques that we adopt, Ja. we help to pay the shuyukh, the caretakers, the electric and the water. Sjoe. That is our aim, inshallah. Ja, maar ek moet sê, dit klink fantasties. Wie was nou die slim man of die slim vrou wat nou opgekom het met die idee? Okay, it started with my sister Khadija. She's my baby sister, I must say, because she always we say she's the baby sister. So she's the baby sister, and about 10 years ago, myself and she and her best friend Kamila, we actually spoke about this. But because, you know, you got your children growing up, family, it just never happened. But then with COVID, we really took the step forward, and because the mosques were struggling too much. We took 2 weeks to launch. We did our launch video, and it just hit off. Ek moet sê, dit klink wonderlik. En dit wys net vir jou dat, dit maak nie saak wat party mense sê van party mense nie, maar wanneer daar 'n nood is of kom, dan kan jy daarom sien, mense staan by mekaar, en dit is so wonderlik. Auntie Soraya, wat is u dan nou ook van Masjid Love? Oh, I'm a consultant. Yeah. So if you fall in a debit order, I do everything. I do the necessary things, and then it goes through to Sanzaf, and they will send it to the bank for your debit order to be taken off. Otherwise, we even have like ambassadors that go around to people that don't know how to fill it on the website, Yeah. or maybe like the older person that don't have a vehicle. So we will collect their donations, because we do EFTs, people give once off as little as 5 rand, and we have debit orders from 50 rand upwards. Wow. Ja. En ek meen 50 rand, wat is 'n 50 rand? Jy kan amper eens meer 'n meal koop met 50 rand as jy gaan na enige plek toe nie. So 50 rand, dit klink daarom min, maar by die einde, klink min, maar by die einde van die dag, It helps a dit mosque. help a lot, en veral as jy 'n goeie, dit gee met 'n goeie hand, Ja. en 'n hart natuurlik, nee. Nou, ek sien dan, is daar ook mans betrokke in die organisasie of Ja. net vroue? No. We have 3 men in our core group, Ja. and then we have 2 ladies in the core group. Nou, is u die een wat so rond hardloop, as ek nog mag vra? Of hardloop almal rond? No, well, I'm the one that is the only driver. So I normally put a day aside to go and collect the donations. So I will message you and say, look at it, I'm coming in 2 days' time, so that you have, because we have regular people, we go once a month to go Okay. and collect. Alright, okay. Yeah. Nou, hoe sit julle nou eintlik die woord uit daar buite om te sê, luister, dit is Masjid Love en dit is wat ons doen? Well, social media, obviously. You know what I mean? We're on Facebook, we're on Instagram, and we put it on our status, and we ask the imams to speak in the mosque about it. Okay. Maar ek moet daarom sê, dit klink sommer so wonderlik om te dink dat dit is wat kan gebeur. Nou, as julle dan nou iets vir die masjid so daai kan doen, dan is ek seker ook vir die non-Muslims is daar iets wat hulle kan by mekaar sit, en dan ook die kerke te kan help, en dan ook vir die priester en goeders dan ook miskien dalk te kan betaal, want ek meen, al die kerke is mos ook toe, soos die masjid mos dan ook toe was en gesukkel het. I'm sure. You know, if you put your head together, you can do anything. Auntie Soraya, so hierdie frikadelle is nou klaar. Ja, So dan word hulle nou net een vir een daar ingesit. dis reg, ja. En as hy klaar is, met wat bedien jy hom? Well, with the rice,
A white rice, ordinary, just white Yeah. boiled rice. Yeah. And achar is very nice with it. So if Okay. you have like a mango achar. En ek sien jy het dit baie mooi kleintjies gemaak, né? So is Yeah, net 'n because groter it's for weekie. the food. It's not like individual. So you're going to dish, so you can't make it too big, you see. Goed. Okay. Ja. Maar ek moet sê dit lyk sommer lekker en die storie waarmee u nou eintlik met my nou gesels het klink ewen meer baie nog meer wonderlik. Waar is julle gebaseer? Number 9 Belia Road. Ja. And that is at Khadija's house. In Oh, case okay. anybody know Khadija, they know where she stay. Okay. But as I say, if people can't manage, Ja, dan is we die naam te do. gaan We help. have 10 ambassadors. Goed. And I mean, like they go around weekend, whoever needs them, and they will go with the hard copy debit orders and fill it in for the person at the house. Ja, ek moet sê dit klink wonderlik. En dan het julle mos nou onlangs like 'n groot fotoshoot gehad met dames en natuurlik met die mans en allerlei tipe van goeders. Gee gou vir ons kyk so aan die laaste minuut. Hoe het daai afgeloop? Well, it was fantastic. Yeah, We had great people with Yes, us. Really, they were so awesome. And that was the scarf that we launched. Yeah. And we got such good response. But I think because the ladies looked so pretty in the scarf. Okay. And that is why everybody wanted the scarf, because they thought they're also going to look so pretty. Okay. But they don't know how they support Masjid Labal. Wel dan moet ek nou gou maar nou vir julle nou gou lekker preek en sê ek was een van die ladies wat lekker op 'n fotoshoot was. En ja, wat dit was wonderlik geweest. Dit was wonderlik geweest. Toe hulle my bel en vir my vra of ek sal deel wees van dit. Ek het eers 2 keer gedink om te sê nee, ek het net gesê ja. En ek het natuurlik my dagboek wat ek moes aangehad het, daai dag het ek skoon gemaak om deel te wees van hierdie projek, want natuurlik dit is vir 'n goeie kos natuurlik. Antie Soraya, ons het nog so 1 minuut daar. So wat se boodskap het jy gou vir ons kykers daar waar Masjid Love betref? Okay, Assalamu alaikum. I would just like to ask the people if they could please be so kind and fill in just a 50 rand debit order with Masjid Love. I don't think you people realize how it really helps our imams, our caretakers, and even the electricity that gets switched off at the mosque. So inshallah, I'm sure after this program, I'll be getting a lot of response, inshallah. Nou ja, soos julle dan daar hoor, dit is die woorde van Antie Soraya. Maar ek gaan vir julle sê, ons is nou klaar met hierdie program. En julle weet mos nou nog dis Ramadan, maar weet julle hoe honger is ek ne? Maar ek gaan nou net weer my dua maak, inshallah, gaan net my niat nou weer opsê, en ek is weer alright vir wanneer ons amper gaan boeke. Maar bly julle ingeskakel, ons gaan vir julle nou wys hoe moeilik Antie Soraya se tafel. Nou ja, soos julle gesien het, die Antie se lekker tamatie frikadel, hy is heeltemal klaar. So daar's rys, daar's sop, daar's wat ook al nog saam gaan. En dan lyk die tafel mos nou so, maar julle kan sien, alles is nog nie direk op die tafel nie. Ons gaan mos nou later lekker proe wanneer jy dan afgaan. Maar Antie Soraya, hardloop gou vir my deur die bestanddele nou weer wat jy gebruik het vir daai tamatie frikadel. Okay, so the tomato that I made, I used my onions, my garlic, my salt, and then, of course, you rasped the tomatoes and you cut up the other tomatoes. Okay. And then we put in some tomato paste as well. Yeah. It must be nice and red. And then, of course, sugar is very important because otherwise it's sour. And then for the frikadel, we cut up the onion, the dhania, we put in jeera, and we put in our garlic pepper, black pepper, salt, and a piece of butter. And our bread and our egg, of course. Ja, nou sien, soos die eier en die brood wat nou amper vergeet was daar, maar luckily, ek het hom so geloer, toe sien ek, hallo, iets lyk hier reg in die bakkie, so wat. Anders soos Antie Elsie wat haar eier vergeet het met haar lekker, dis nie. Maar dit het goed uitgewerk, want toe sien Antie Elsie alweer, daar's 'n ander manier wat sy kan maak met daai eier. Maar, nou, Antie Soraya, so, dis nou, hoe kan ek nou sê, dis nou amper daai tyd nou. En is daar 'n hele soos as nie baie nie, maar jy weet dis is 'n ander tyd, 'n lekker tyd om te wees, dit is Ramadan en nie net dat jy gaan eet nie, maar jy voel ook dan sommer lekker om te weet dat
jy doen iets dan goed ook vir alles jy dalk miskien vir ander kan gee. Nee? Well, we normally like send around Yes. whatever cake we make, savories we send to people. And of course you get in return, like we used to do in the olden Ja, days. soos kindertjies. And I mean, like, we will send food to whoever don't have, yeah. We normally, like weekends, us sisters get together and we cook big pots of food and soup and we take it to the poor. Okay. Nou soos julle kan sien, dit is 'n ding wat almal maar nodig het, is mos nou om iets in die maag te kry. En ja, wat soos hulle sal sê, as elkeen natuurlik mos nou vir iemand kan help, dan gaan niemand mos nou honger ly Honger nie. bly nie. En dit is nou natuurlik, daar's 'n baie mooi Engelse geseg wat daardeur gaan, maar hy kom nou net nie so lekker by my koppie, so ek hou maar daar by die Afrikaans. Maar ek kan nou nie vir julle sê ek gaan nou lekker proe nie, maar ek gaan later 'n lekker proe. En ek hoop jy het die dag lekker geniet saam met my en Auntie Soraya Abrams. Tot volgende keer, mooi bly. Ek is Abida Dixon Mohammed en volgende week gaan kuier ek vir Auntie Wasila Abrams in haar kombuis.